Goeiedag en welkom. Ons is 10 dae op pad. 10 dae regtig op die pad saam met Jesus, sy laaste 10 dae. Ons is by die tweede dag of dan die 9de laagste dag. En dit is die jaar is nog steeds die jaar wat het ek gister gesê is dit 3790 en die datum is die 7de Nisan. 7de Nisan. Wat het gebeur? Die vorige dag kan ons onthou, dit was Lazarus opstanding uit die dood uit, wat Jesus het hom opgewek en die Jode wat in Jerusalem planne maak. Wat gebeur die volgende dag? Dit was daar die donderdag, soos die donderdag waar ons vandag staan. Jesus, onthou, hy was die hele tyd, het hy elke dag omtrent, het hy teruggegaan na Betanië. Betanië, Jerusalem, baie klein eentjie uit mekaar uit. Maar Jesus keer terug na Jerusalem en op pad raak hy honger. En hy sien, nee, ek is by verkeerde donderdag, ek is sekerlik, ek is by verkeerde donderdag. Jesus het nie hier al die vye boom gesien nie. Skies, laat ek net na 'n ander dag toe gaan. Waar is ons? Maar Jesus nog steeds, hy was op Jericho, in Jericho en is op pad na Lazarus se huis in Betanië. Nou, dis hoekom ek hierdie prentjie het en dis daarom ek dit het nie sin vir my gemaak nie. Jesus kom van Jericho af en hy's op pad Betanië toe. Hoe ver is dit uit mekaar uit? Dit is 17 myl of 27,3 kilometer ver wat die plekke uit mekaar uit lê. En hy is op pad Betanië toe na die huis van Lazarus. Hy het elke keer by Lazarus hulle omtrent, waarby een keer, ons sal daarby kom, het hy by Lazarus geoornag gebly. En in die vroeë aand dan eet hulle lekker daarso en dit is in Johannes 12 vers 1 en 2 kry jy dit waar hulle toe daar is en hulle eet en na ete, dit is Johannes 12 vers 3 dan tot 11, dan gebeur daar iets. Maria, een van die susters van Lazarus, wie was die ander suster, kan julle onthou? Martha. Nou Maria, sy salf Jesus se voete met kosbare olie. Ek het 'n prentjie, 'n illustrasie. Salf Jesus se voete met olie. En sy vee dit af met haar hare. En Judas, daar so van Jesus is daar met die 12 disippels, so Judas, maar hy het 'n belangrike posisie vertolk daar so in die groep. Hy was die man wat die geldsaake bestuur het. Judas
maak kapsie. En hy voer aan dat die olie vir 300 pennings verkoop kon word en die geld vir die armes gegee kan word. Dit klink nou so baie mooi en vroom van ou Judas. Maar die waarheid is, Judas se protes was egter dat hy was 'n dief. Hy het die geld gesteel van die groep. En hy het gesien, hier is 300 pennings meer waaraan ek 'n kat kan kry, waarvan ek kan steel. Dis hoekom hy so aangegaan het oor die geld. Nie uit hierdie goedhartigheid van hom nie. En dit is al wraggies wat die donderdag gebeur het. Jesus kom van Jericho af, hy is op pad na Betanië toe, kom in Betanië, hulle is moeg daarso, gesit daarso, die kry kos, hulle eet, die vrou kom saaf sy voete, en Judas maak kapsie daarop. En dit is al wat daardie dag gebeur het. Maar sien jy weer eens, belangrik om te sien, om te begin, om te sien waar het Jesus geloop, hoe het dit opgebou na dit toe. As jy hierdie kan begryp, hoekom Judas hierdie kapsie gemaak het oor die geld en die geld wat hulle kan maak, dan kan jy sien hoekom hy so maklik 'n paar dae later, 4-5 dae later, so maklik vir 30 sikkels silwer Jesus kan uitverkoop. Want hy was 'n geldwolf. Nou kan jy sien, okay, nou maak dit sin, hoekom het hy dit gedoen? Dis daarom is ons so bly om te sien, om hierdie pad met Jesus te loop. Môre is Vrydag, en dan sal dit die 8ste Nisan wees, en belangrike deel van Vrydag is, teen Vrydag 6:00 die middag, dan raak dit die volgende dag by die Jode. En die volgende dag by hulle is die Sabbat. Met dit in gedagte, dan wag ons maar om te sien wat het môre gebeur. Maar môre is die eerste keer wat Jesus werklik Jerusalem toe gaan. Maar kom ons eindig hier waar Jesus vandag geëindig het, in Betanië. Jericho, Betanië, eet, hoe amper 'n ongelukkigheid oor sy voete wat gesaal word. En dit is dit. Tot môre dan. Geniet hierdie paadjie saam met die Here. Dit kan vir party mense seker nou baie frustrerend wees om elke dag so 'n stukkie te hoor, maar dit is wat gebeur het. Ek gaan net op dit wat gebeur het, wat in die Bybel staan, wat op daardie dag gebeur het. En dit is dit. Tot volgende keer. Ontvang die seën van die Here weer eens. Yerechocheta Adonai dishmarecha, Yair Adonai pawanilecha, Wechochonechta, Yesa Adonai pawanilecha, Asemlecha, Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here is sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou ophef, aan jou vrede gee. Amen en amen. Prys die Here. Tot môre middag 5:00.